En ons wil vandag net so 'n paar gedagtes wissel oor die genadetroon. In Ou Testament was dit 'n goeie plek om te wees. Nuwe Testament is dit nog soveel beter plek om te wees. En aanvanklik gaan ek 'n bietjie tegnies wees, maar ek wil graag die verskil uitwys tussen die Ou Testamentiese genadetroon en die Nuwe Testamentiese genadetroon. En die prys wat Jesus vir ons betaal het, dat ons vandag 'n genadetroon het waarna toe ons toe kan gaan om gehelp te word. So baie dankie dat jy saam met my kuier en ek glo en vertrou dat hierdie ook vir jou insiggewend gaan wees. En terwyl ons nou gaan lig werp op die genadetroon wat vir baie mense so iets wat van onbekende is, mag dit vir jou help om ook beter en dieper in te sien en ook te help dat jy in 'n meer intieme verhouding met die Here Jesus kan leef. Nou die skrifgedeelte wat ek graag wil deel hierso is in Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Nou Hebreërs is baie keer 'n bietjie van 'n moeilike boek om te verstaan, maar die rede daarvoor is dat ons nie al die kennis het van die Ou Testament wat ons moet hê nie. Maar Hebreërs fokus baie op die Ou Testamentiese gebeure en hy bring dit dan in 'n Nuwe Testamentiese verband, spesifiek vir die Hebreëse gelowiges wat tot geloof in Jesus gekom het. En kom ons kyk wat sê daai skrifgedeelte vir ons in Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ek wil net eers so 'n bietjie agtergrondinligting gee oor die Ou Testamentiese tabernakel en die troon van genade en sien waar pas dit in en dan vergelyk met die Nuwe Testamentiese troon van genade. Nou die troon van genade, of soos dit ook bekend staan as die versoendeksel, was op die ark van die verbond gewees wat in die allerheiligste was binne in die tabernakel van Moses. Nou die tabernakel is eintlik maar die blyplek van God, waar God gekies het om onder sy volk te woon. Nou die Ou Testamentiese tabernakel het bestaan uit twee dele, die heiligste en die allerheiligste. Nou hierdie verbondsark was in die allerheiligste gesedel gewees. En dit was vir die hoëpriester net beskore gewees om net een keer per jaar, nadat hy eers vir homself versoening gedoen het vir sy sondes, om dan in die allerheiligste in te gaan en dan die bloed van 'n dier dan op die versoendeksel te sprinkel en sodoende versoening te doen vir die sonde van die volk. Nou sien ons dat hierdie was 'n gebeure gewees wat slegs een keer 'n jaar kon plaasvind. En dit was onder baie streng toesig gewees en volgens reëls en regulasies. Die hoëpriester moes eers vir homself versoening doen voordat hy daar kon ingaan. En dit was so erg gewees dat indien hy daar ingaan en daar was enige sonde in sy lewe teenwoordig, dan het hy daar in die teenwoordigheid van God gesterf. So eintlik was dit 'n goeie plek, maar dit was ook nie 'n lekker plek om te wees nie, omdat dit so verskriklik was. Maar kom ons kyk nou na die Nuwe Testamentiese tabernakel. Die verbondsark wat dan in die allerheiligste was, het dan later van tyd geskuif toe Salomo die tempel gebou het dit oorbeweeg na die allerheiligste in die tempel en later is die tempel van Herodes gebou en is die verbondsark oorgeskuif soontoe. En dan wat gebeur het 70 na Christus, is die tempel vernietig en die hele offerhande stelsel het verval. Daar was geen plek vir Israel meer gewees waar hulle offers kon bring om versoening te doen vir hulle sondes nie. Nou dink net vir 'n oomblik daaraan. Vir meer as 2000 jaar het die volk Israel geen plek meer gehad waar hulle kon versoening doen vir hulle sondes nie. Maar die rede ook daarvoor is dat alles deel uitmaak van 'n groter plan van God en die Ou Testamentiese stelsel wat 'n tydelike stelsel was, wat 'n skadubeeld was van die hemelse en van die geestelike wat sou kom, moes hierdie stelsel verval sodat dit kon plek maak vir die nuwe. Nou, om hierdie gedagte mooi te verstaan, moet ons so 'n bietjie kyk na die oorspronklike Grieks waarin die Nuwe Testament geskryf is. En ons sien hierdie woordjie hilasterion. Nou hierdie woordjie hilasterion beteken dan die versoendeksel. So in die Ou Testament het die priester ingegaan
in die allerheiligste met die bloed van die offerdier en dan het hy die bloed op die versoendeksel gesprinkel en dan is daar versoening gedoen vir die volk. Nou as ons so kyk dan na die versoendeksel, dan gaan ons sien daar was 2 engele wat weerskante op die versoendeksel gestaan het, uit soliede goud gemaak en wat dan basies neergekyk het op die versoendeksel. Nou ek gaan vir jou hierdie prentjie wys, want dit gaan vir jou 'n baie goeie idee gee van hoe die verbondsark gelyk het en dan ook die versoendeksel. Nou hierdie is maar net 'n kunstenaarsvoorstelling wat ons hierso het. En hier is natuurlik een baie groot fout wat die kunstenaar gemaak het toe hy hierdie skets gemaak het en ek wonder hoeveel van julle is daar wat vir my sal kan sê wat is verkeerd in hierdie skets. Maar vir praktiese doeleindes, kom ons kyk daarna en dit is basies hoe hy gelyk het. 2 engele wat weerskante op die versoendeksel was wat dan afgekyk het op die versoendeksel en dit is basies onder hierdie vleuels van die engele waar die hoëpriester dan ingekom het en dan sy bloedoffer gebring het. Maar nou wil ek vir jou 'n baie kosbare gedagte uitwys hierso. En as ons dan die Ou Testamentiese versoendeksel vergelyk met die Nuwe Testamentiese plek van versoening. Nou goed, as ons kyk na hierdie prentjie, dan het ek hom so 'n bietjie uitmekaar uitgehaal en dan sien ons hierdie boonste gedeelte. Dit is wat ons noem die versoendeksel. Daar is die 2 engele en dit is dan hier in die middel waar die bloed van die offerdier dan gesprinkel is. Maar nou wil ek graag vir jou 'n ander prentjie wys wat vir ons dan hierdie gedagte verder gaan bevestig. Goed, hierso sien ons een prentjie wat dan albei hierdie gedagtes vasvat en dit is waar ek wil uitkom. Nou die interessant van hierdie ding is, as ons kyk na die prentjie hierbo, dan sien ons daar is die versoendeksel met die 2 engele waar die versoening gedoen is vir die sonde van die mens. En wat sien ons hierso met Jesus se kruisiging en met sy opstanding? Hier is die plek waar Jesus gelê het en wat sien ons hierso? 2 engele wat weerskante op die plek sit waar Jesus gelê het. En nou as ons kyk na die skrifgedeelte, dan sê die woord vir ons in Johannes 1 aan die koppenend en 1 aan die voetenend. En dit is waar Jesus gelê het. En sien 2 engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. Nou, wat nou kosbaar is van hierdie hele gedagte is dat hierdie versoening wat Jesus vir ons berei het, of die versoener wat hy vir ons geword het, is presies dieselfde woordjie, hilasterion, wat dan gebruik word vir versoendeksel. Soos wat hulle in die Ou Testament dan by die versoendeksel gekom het en offer gebring het vir hulle sondes, so kom ons vandag by Jesus en hy doen vir ons versoening. En natuurlik, heel eerste van alles, Jesus moes met sy eie kosbare bloed, moes hy in die Ou Testamentiese stelsel ingegaan het. En op die tabernakel wat in die hemel is, moes hy sy bloed gaan aanwend het en daar het hy vir ons 'n ewige versoening berei. Maar nou die wonder van alles is, dat die versoening wat Jesus vir ons berei het en die prys wat hy vir ons betaal het, behels baie, baie meer as net die vergifnis van ons sondes. Nou soos ek gesê het, voordat Jesus vir ons versoening kon doen, moes hy eers met sy eie bloed ingegaan het in die Ou Testamentiese stelsel en vir ons daardie versoening berei het. Kyk wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons in Hebreërs 9 vers 12. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Nou hiermee het Jesus 'n einde gebring aan die totale Ou Testamentiese stelsel. Kom ons kyk na hierdie skrifgedeelte, Romeine 3 vers 25. Hom, aan die ander woorde Jesus, het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening. Nou hier kom daardie woordjie voor waarvan ons gepraat het. En die woordjie versoening hier in hierdie geval versoendeksel of die hilasterion, deur die geloof om hy, met ander woorde om God se geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Met ander woorde toe ons nog sondaars was. Kom ons kyk na Hebreërs 9 vers 15. En daarom is hy, Jesus, middelaar van 'n Nuwe Testament of 'n nuwe verbond, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament of die Eerste Verbond, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.
Nou goed, kom ons kyk weer na Hebreërs 4 vers 14. En dan hou ons nou 'n gedagte, die gedeelte wat ons nou deurgewerk het, en hoe Jesus ons hoëpriester geword het, en hoe hy vir ons die offer gebring het, en hy vir ons die versoendeksel geword het, waar ons vergifnis van sonde kan ontvang. Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het. Nou die funksie van 'n hoëpriester is, hy tree vir die volk in by God. En dit is die funksie van Jesus, hy is soos hoëpriester, en hy tree vir ons in by God die Vader. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God. Nou weer eens, hier is nie net sommer 'n aardse priester nie. Hier is 'n baie spesifieke persoon wat gekies is vir hierdie hoëpriesterlike funksie. En dit is Jesus, die Seun van God. En dit maak hierdie versoendeksel of hierdie genadetroon so absoluut uniek, want dit is nie enige mens wat vir ons hier intree nie, maar Jesus, die Seun van God. Laat ons dan die belydenis of hierdie verklaring of hierdie gedagte, laat ons dit vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Nou hier is weer eens 'n gedagte wat baie kosbaar is, om te dink ons het 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê. Hy weet presies wat dit is om mens te wees. Dis hoekom hy mens geword het. Hy weet presies wat dit behels om mens te wees. Hy verstaan die aanslag van die vyand. Hy verstaan die leuns van die vyand. Hy verstaan die berowing van die vyand. Hy het eerstehandse ondervinding opgedoen terwyl hy mens was, en daarom kon hy die volmaakte hoëpriester word. 'n Hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons. Daar is geen versoeking wat Jesus se pad nie langs gekom het nie. Hy is in elke opsig versoek net soos ons. Hy het ook begeertes gehad, hy het ook behoeftes gehad. Hy het ook 'n fisiese liggaam gehad wat moeg geraak het, wat party daar ook seker 'n bietjie lui was. Hy het al hierdie versoeking het hy deurgegaan, presies net soos ons. Hy het honger geword, hy het koud geword. Hy moes bad, hy moes skoonmaak. Hy was mens net soos ons. Maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. En net so terloops 'n interessante gedagte, versoeking is nie sonde nie. Dit word sonde die oomblik wanneer jy aan die versoeking toegee. Maar Jesus was in alle opsigte versoek net soos ons, maar hy het nooit aan die versoeking toegegee en gesondig nie. Vers 16. Nou hierdie is 'n baie kosbare gedagte, en ek wil hê ons moet dit vasmaak. Vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. En hier wil ek ook net vinnig 'n ander skrifgie aansny wat vir my net so kosbaar is. Hebreërs 10 vers 35. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Nou hier is net twee gedagtes wat ek vinnig wil uitlig. En die een is vir die genadetroon, is vir onsself. Maar die genadetroon is ook dat ons ander na hierdie genadetroon toe kan bring. Maar kom ons kyk eers vir onsself. En ek dink die belangrikste gedagte wat ek graag wil oordra is hier. As ons na hierdie genadetroon toe kom, heel eerste moet ons kom om genade te vind en versoening te vind vir ons sondes en ons oortredinge. Want as ons na hierdie genadetroon toe wil kom en dit gaan nie oor ons sondes, dat ons heel eerste na hierdie genadetroon toe kom sodat ons weer in 'n verhouding met God herstel kan word nie. Dan gebruik ons God eintlik as 'n spaarwiel, want dan soek ons net dit wat ons van hom kan kry. Maar dit is nie die hart en die gedagte van God nie. Die hele doel van God se verlossingsplan was juis dat ons gered kan word sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. Dat ons die bruid van Christus kan word. Dit is die hele doel en rede vir Jesus se sterwe. Dit is die heel eerste rede hoekom ons na hierdie genadetroon toe moet kom. En nou weet ek daar is mense wat dink hulle het so baie dinge verkeerd gedoen, dat hulle kan nie na God toe kom nie, hulle kan nie na hierdie genadetroon toe kom nie. Maar dit is nie waar nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie.
Die Here weet in elk geval daarvan. Maar maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hierdie is 'n troon van genade, waarna toe jy kan kom om gehelp te word. Hierdie is 'n troon van genade, waarna toe jy kan kom om vergifnis te ontvang. En as ons kyk net na ou Paulus sê hy was die vernaamste van al die sondaars. En hoe het hy die liggaam van Christus, hoe het hy die Christene vervolg en doodgemaak. Maar selfs hy kon genade vind. En soos hy sê, as hy kon genade vind, dan kan enige iemand anders genade vind. Daar is niks wat jy kon gedoen het, wat jou kan verhinder om na hierdie genade troon te kan kom nie. En heel eerste, kom na hierdie genade troon toe, sodat jy vergifnis kan ontvang. En dan die tweede plek, as jy miskien kind van God is, en jy het alreeds by hierdie genade troon uitgekom en vergifnis ontvang, dan kan jy na hierdie genade troon toe kom met vrymoedigheid vir al jou behoeftes. Maak nie saak hoe klein jou behoefte is, of hoe groot jou behoefte is nie. Jy kan die Here vra net om jou gedagtes te rig en besluite wat jy moet maak. Jy kan die Here vra om jou te help in take wat jy moet afhandel, eksamens wat jy moet skryf. Maak nie saak wat daar is wat jy moet doen nie. Jy kan die Here vertrou in al hierdie goeders, want dit is 'n genade troon waarna toe ons kan gaan, sodat ons genade en barmhartigheid kan verkry om gehelp te word. Nou die tweede gedagte wat net so kosbaar is, nou kan jy na hierdie genade troon toe kom, vir jou geliefdes, vir jou gesin, vir jou familie, vir jou vriende. En hier is so 'n kosbare gedeelte, wat die woord vir ons gee in Lukas 5 vers 19. Nou hierdie gedeelte gaan daaroor dat Jesus was besig om in 'n huis te bedien, en daar was vriende gewees met 'n siek vriend wat behoefte gehad het, en vanweë die skare kon hulle net nie by Jesus uitkom nie. En hulle het ietsie verstaan van die genade troon, en hulle wou so graag hulle vriend by Jesus uitgebring het, en hulle moes toe 'n plan maak. Kom ons kyk wat sê die woord. Lukas 5 vers 19, en toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring nie, om hom in te bring na Jesus toe nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne. So hierdie manne het letterlik op die dak geklim, die dak oopgemaak, en hulle het hulle vriend wat behoefte gehad het, het hulle deur die dak laat afsak tot voor Jesus, tot by die genade troon. Mense sê hierdie manne was hardop. Nee, hulle was nie hardop nie, hulle was baie slim, want hulle het geweet, hulle moet hierdie vriend van hulle by Jesus uitkry. En nou sit ons baie keer met situasies met vriende en familie, wat ons weet wat nie op die plek is waar hulle moet wees nie. Of ons sit met vriende en familie wat ernstige finansiële of siekteprobleme het. En dan kan ons na hierdie genade troon toe kom, en ons kan namens hulle, kan ons vir hulle by God intree. Partykeer sit ons met familie en vriende, wat nie eers besef of verstaan dat hulle nie gered is nie. En ons kan na hierdie genade troon toe kom, en ons kan vir hulle intree, dat die Here vir hulle verligte oë van die verstand sal gee, dat die Here honger en dors in hulle harte sal sit, dat die Here iemand hulle pad langs sal bring, wat hulle sal bedien. En dit is die doel van hierdie genade troon. Dit is 'n plek waar ons gehelp kan word. Dit is 'n plek van genade en van barmhartigheid. So radikaal anders as die Ou Testamentiese ene, waar daar net versoening gedoen is vir die sonde. Hierdie een is soveel meer. En as ons kyk na Jesaja 53, waar Jesus nie net gesterf het vir ons sondes nie, maar hy het ons siektes op hom geneem, hy het ons krankhede gedra. En dit is wat ons hierso ook vind by hierdie genade troon. Dit is 'n baie groter pakket as wat in die Ou Testament voorgekom het. En nou wil ek afsluit met hierdie kerngedagte. Die deur na die genade troon staan nog oop. Ons weet nie vir hoe lank nie. Kom in, voor die deur toemaak. Nou daar's twee geleenthede wanneer hierdie deur vir ons gaan toemaak. Die eerste een is wanneer ons tot sterwe kom, en ons het nie van hierdie genade troon gebruik gemaak nie. En die tweede een gaan wees by die wegraping, die oomblik wanneer die wegraping plaasgevind het, dan het hierdie genade deur toegemaak. Mag die Here vir ons genade gee en vir ons help, dat ons nie soos die mense by Noag gestaan het en God het die deur toegemaak en hulle het buite gebly, of soos die 5 dwaase maagde wat by die deur moes omdraai nie. Die genade deur is nog oop, moenie versuim nie, moenie talm nie. Kom na hierdie genade troon toe. Daar is genade en barmhartigheid, sodat ons gehelp kan word.
Nou baie dankie dat jy so ver saam met my gekuier het en ek waardeer jou teenwoordigheid. Het was lekker om met jou te gesels. En as jy nog nie sekerheid het dat jy kind van God is, as jy miskien nie weet hoe om by hierdie genadetroon uit te kom nie, onder in die beskrywing van hierdie video gee ek 'n klompie skakels oor die wedergeboorteproses. Ek gee 'n bietjie inligting oor die wegraping, wat dit beteken. Die laaste videoetjie wat ons gedoen het oor die logika van die wegraping, kyk gerus daarna. Ons is aan die einde van tyd en dit is so belangrik dat ons alles moet aangryp wat die Here vir ons tot ons beskikking gestel het. Maar mag die Here vir jou vrede en genade gee. Mag die Here jou help om die volheid te geniet en benut wat hy deur sy dood vir ons berei het. Dit was so 'n duur prys wat hy vir ons betaal het. En mag die genade en die vrede van die Here met jou wees tot ons weer gesels. Vrede vir jou.